Wysheid in dankbaarheid. Ken jy die gedeelte in die Bybel waar wysheid en dwaasheid as twee vroue uitgebeeld word wat mense na hulle huise toe nooi? Wel, ons gaan beslis sulke optredes tussen die Kerstyd ook kry. Daar is die uitnodiging van wysheid om stil te word, om God te dien, om insig te kry. Daar is ook die uitnodiging van dwaasheid, om te jaag, om te kla, om te vergeet waar die ware vreugde lê. Nou Spreuke 9 plaas hierdie twee stemme teenoor mekaar. Wysheid roep uit die hoogtes van die stad en nooi mense om te kom eet en drink by haar tafel. En dis 'n beeld van oorvloed, van insig. Dwaasheid roep ook, maar haar beloftes lei uiteindelik na leegheid en ook die dood. Nou vers 10 is waar die verskil inkom tussen hierdie twee lewensbenadering. Waar wysheid begin met die dien van die Here. Hoor staan te Spreuke 9 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Dit beteken dankbaarheid en insig is nie losstaande gewoontes nie. Dit vloei uit 'n lewe wat God erken as die bron van alles. Met Kerstyd is dit maklik om die uitnodiging van dwaasheid te volg, om te kla oor die druk, om te fokus wat ontbreek, om net as dit ware deur die seisoen te jaag. Wysheid egter nooi ons om dankbaar te wees, om God se goedheid raak te sien in die klein gebare van liefde, van ondersteuning. Al is dit net 'n eenvoudige dankie wat jy per WhatsApp ontvang of per WhatsApp stuur. Neem vandag 'n oomblik om vir God dankie te sê vir hierdie kosbare tyd. Bedank dan iemand wat jou ondersteun het. Dit bou nie net positiewe verhoudings nie, maar dit verhoog ook jou eie florering en dit dra by tot 'n siklus van wederwysige waardering. En so word jou Kersverwagting 'n tyd van wysheid in dankbaarheid. 'n Fees wat begin by die dien van die Here en uitloop in insig en vreugde. Dis die hart van Kerstyd. Leef geïnspireerd.